Right, welkom by Koepel TV. Dis alweer 'n groot geleentheid, soos elke dag eintlik 'n groot geleentheid is hier die Vrede vir Koepel. En Willem, hartlik welkom hierso. Ek is bly jy kom inloer. Die wat nie bekend is met Willem nie, die maklikste om te doen is natuurlik om Google te gebruik, soos daar agteraan tik jy in Willem Ratte en dan sal jy nou weet wie sou Sakkie se gas vanoggend. Ja, hallo Sakkie. Ja, jy is nou nog op dieselfde plek. Dis dan een mooi ding. So ek het jou huis maklik gekry. So Ja, na al die jare. Willem, kom ons gesels gou-gou oor 'n paar interessante goed. Ons het nou daar gesit en so met die wegspring het jy gesê, as ek reg onthou jou woorde was, dat dit wonderlik is dat die westerse wêreldleier, 'n westerse wêreldleier nou kyk na wat in Suid-Afrika aangaan. En ek kan nou nie onthou wat jy gesê het nie, maar dit gaan dat daar's vir jou waarde daarin en dit verwys natuurlik na Trump. Hoekom sê jy so? Sakkie, dit gaan eintlik baie as dit. Trump is die eerste wêreldleier wat openlik kan kies vir ons en wat openlik diegene wat ons al die dekades swart gesmeer en sleg gesê het, wat hulle aanvat. Dis die eerste wêreldleier wat dit openlik doen en ek dink hy kry te min krediet daarvoor. Dit is regtig, dis uniek. Ja. En net soos hy Amerika se politiek omgekrap het ten goeie, dink ek hy die wêreldpolitiek omgekrap ten goeie. Daar's 'n hele paar voorbeelde. Daar's nou baie mense wat hom nog altyd gekritiseer het en daar's ouens wat hom eers gesteun het en nou sê ja, maar hy is so en hy is so en hy dis maar so sê as jy weet hy's reg. Ja. So maar ek glo hy's eerlik. Hy probeer sy bes. Hy probeer om sy beloftes gestand te doen wat hy gemaak het voor die verkiesing. En in daai opsig is hy omtrent die enigste westerse leier wat so is. Jy weet, daai ander lot in Europa, Duitsland, Engeland, Frankryk, hulle lieg aan mekaar, lieg en bedrieg en soos die Duitse Merz, daar was verkiesing hierdie jaar. En hy het klomp beloftes gemaak voor die verkiesing. En die dag toe hy gekies is, toe kies die mense om op sy beloftes. Onder andere dat hy gaan nou nie meer links wees nie, hy gaan nou meer regse politiek bedryf, hy gaan immigrasie stop, hy gaan die mal beleid van hulle om hulle eie keel af te sny wat energie aanbetref. Hy gaan dit verander. En die dag toe hy gekies word, toe gaan hy in 'n vennootskap in met die rooies, groenes, dis maar almal saam. En hy doen presies die teenoorgestelde. O ja, hy het ook gesê hy gaan geen skuld meer aangaan nie. Daar vat hy die grootste skuldpakket wat die Duitse geskiedenis nog ooit gesien het. Net so 'n week of 2 later. So Trump is uniek in die opsig. Ek dink hy's eerlik. En vir ons, wat ons aanbetref, hy's die eerste ou in die wêreld, Wes en Oos, wat openlik vir ons kan kies en nie skaam is om dit te sê nie. En ek dink dit is 'n helse verandering. Ek weet nie of al die mense besef watter groot verandering dit is. Ek hoor presies wat jy sê en ek kan geen fout daarmee vind nie. Ek kyk ook na die nuus so nou en dan en veral in Europa. Jy kan maar vir my kyk wat hulle hoor. Hierdie kant toe. Ja. Ja, okay. Ja, jy het so baie goed hier opgestel. Ek weet nie wat om te kyk nie. Net om vir julle te sê, Willem, hoe lank woon jy nou al in Duitsland? Die laaste van my kinders is 8 jaar terug en toe gaan ek maar saam. Jy weet, anders te kom hulle net vir my eie begrafnis. Ja. Anders sien ek hulle net by my eie begrafnis. So ek het toe maar besluit om agterna te gaan. Ja. En ek is nou by my kinders en dit is nou positief. Okay, die negatief wat ek daar wil koppel. Jy's in die eerste wêreldse land en jy land in Parys en jy's vreemd met die tegnologie. Ja, nee, ek kan nou baie sê oor Duitsland en so aan, maar dit pla my nie. Ons is basies soos 'n eiland. Jy weet, die familie is by mekaar en as nou kleinkinders en so ek is dankbaar daarvoor. Ja. Okay, kom ons gaan terughou. Dis vir my baie belangrik dat ons die kwessie oor Trump tussen my en jou. Ons ken mekaar goed genoeg dat ons hierdie klas van dinge kan lekker bespreek en ek hou baie van jou siening rondom die goed. Vir my is Trump 'n bietjie oordrewe. Kyk, ek en jy weet albei wat die situasie van die blankes of dan nou die Afrikaners of dan nou die boere op hulle plase in Suid-Afrika is. Die volksmoord kwessie is al vir dekades aangespreek en almal het dit geïgnoreer. Ek en jy is deeglik daarvan bewus. Maar tog kry ek die gevoel dat Trump 'n bietjie overboord gaan. Sakkie,
as ek mag, ek verskil. Jy weet, kom ons vat die moorde, nee? En nie eintlik die moorde is nie die ergste nie, die openlike aanhitsing tot moord. Want hy sê letterlik, maak dood die boer. Ja. Nee? Nou as jy gesê het, in al daai tyd, maak dood die swart man, dan sou die wêreld op jou neergedaal het en jy sou nie die einde daarvan gehoor. Maar almal het gemaak asof dit nou maar aanvaarbaar is. Jy kan maar sê, maak dood die boer. Dis okay. Dit was die algemene houding. En die probleem is, ons eie mense het dit begin aanvaar. En Trump is die enigste ou wat gesê het, maar wag so 'n bietjie. Dis mos verkeerd. Dis mos nie reg nie. En hy het dit vir Ramaphosa onder sy neus ingevryf en gesê, kyk daar, hy het die ding gespeel, toe hulle daar is. En dit is die groot verskil. Dit is die eerste ou wat dit openlik aanspreek en sê, maar luister mense, dit is mos nie reg nie, dit is nie reg nie, dit was al die tyd nie reg nie, maar ons probleem was, ons het maar net so aanvaar, dit is maar net soos dit is. En ek dink, en nog 'n ander ding wat ek wil ingooi daarso, waar hy ook nie vol krediet kry nie. Onthou jy, die hele ding met die Oekraïne, hy oorlog, wat van die staanspoor af onnodig was, en dit wat deur sekere kringe in die weste aangehits is. Hulle het die hele ding tot op 'n punt gedryf, en Putin het 8 jaar, het hy toegekyk hoe sy eie mense, die Russe binne die Oekraïne, gebombardeer word en doodgemaak word. En so, na 8 jaar, het hy uiteindelik besluit, hy gaan aangryp. Het gaan oor die Russe binne die Oekraïne, nee, wat die grense is getrek daai tyd, maar die ooste van die Oekraïne, die meerderheid van die bevolking is Russe. En 1914 het hulle die wettig verkose regering omvergewerp in Kiev en vervang met 'n regering wat die Russe binne Oekraïne begin onderdruk het. Hulle regte weggevat, op skool mag hulle nie meer Russies praat nie, altyd. En lang storie kort, op die einde is het Rusland besluit, dis nou genoeg, en hulle het nou begin ingryp in die Oekraïne. En die ding het geeskaleer met hierdie seniele ou daar in Washington, wat, jy weet, jy het nooit geweet, die ding kon maklik geeskaleer het na 'n groter oorlog, selfs na 'n atoomoorlog. Dit was die groot vrees. En Trump is die ou wat op sy manier, onthou, hy werk op sy manier, weet. Maar toe hulle weer kyk, toe het hy 'n ontmoeting in Alaska met Putin gereël, op 'n lugmagbasis deur ver in Alaska, waar niemand kan inmeng nie. Hy het hom behandel soos 'n staatshoof, jy weet, wat hom toekom. En hulle daar gesels, hy het hom, met ander woorde, hy het hom die respek gegee wat hy verdien as leier van 'n groot land. En niemand weet wat hulle bespreek het nie, maar die feit dat hy so ontvang is, en die feit dat hulle gesels het met mekaar, die eerste keer, onthou Biden en al die westerse leiers het alle kommunikasie met Rusland gesny, hulle het hom behandel soos 'n uitgewonde. Sê ja, hy's 'n oorlogsmisdadiger en hy's dit en hy's dat. Terwyl wat hy gedoen het, is dieselfde wat Turkye gedoen het in Cyprus, wat NAVO gedoen het in Kosovo. Dis presies dieselfde. En toe het hy, myns insiens, het hy die kanse vir 'n eskalering van die grootmond hier, atoomoorlog, wat niemand gaan baat nie. Almal gaan almal is, ek het amper iets gesê, maar almal is weg, ja, met so iets. Weet, en dit was regtig 'n groot risiko, en hy wat Trump is, het dit uitgeskaap. Ek wil jou net gedaan in die rede val. Dink jy regtig die atoomoorlog is 'n werklike wêreldbedreiging, of is dit maar soos nag van die lang messe? Nee, dit is al die tyd. Kyk met Biden in Amerika, kyk, daai ou was seniel. Ek bedoel, jy weet nie wat hy gaan doen nie. Weet, en die magte wat agter hom gesit het, ons weet ook nie wat hulle plan was nie, maar daar was definitief met die manier hoe hulle Rusland behandel het, want as hulle te erg aangaan, dan as hulle Rusland self aanvat, nee, as Rusland dink hulle eie voortbestaan word bedreig, dan sal hulle retaliate. En dan, voordat jy jou oë uitvee, kyk die Eerste Wêreldoorlog, niemand het die Eerste Wêreldoorlog voorsien. Niemand het gedink dit gaan so gebeur nie, maar is skielik een ding na die ander, en daar was niemand wat gesê het, hy stop, en voordat hulle oë uitvee, toe die Wêreldoorlog aan die gang. Dieselfde kon gebeur het met Biden. En Trump het daardie moontlikheid
Okay, ek weet nooit nie. Ek kan nie sê is heeltemal uitgeskakel nie, maar die kanse dat dit gaan eskaleer het hy baie verminder. En in dieselfde asem het hy ook iets reggekry in Israel, in Gaza, wat niemand voor hom reggekry het nie. Wat niemand verwag het hy gaan regkry. En dis om die gijslaers almal, lewendiges en dooies, het hy teruggekry. Hoe het dit, moenie vir 'n vrou hoe het dit reggekry nie, maar hy het dit reggekry. Weet? So, hy het al reeds. Jy sit waarde op Trump. Wat hy doen. Ek oordeel hom op wat hy gedoen het. Ja. Sommige goed het hy nog nie gedoen nie, maar ek weet, terwyl ek daar sit aan die ander kant, weet ek hoe moeilik dit is om die Oekraïne-oorlog te beëindig. Want Duitsland, die huidige leiers, die huidige regering van Duitsland, Engeland en Frankryk, hulle is soos in Engels sê, hell-bent om daai oorlog te regtig. Hulle wil nie daai oorlog. Maar hoekom? Omdat hulle dink hulle gaan geld maak. Kyk, dit gaan oor aan die einde van die dag gaan dit daaroor om NAVO se grense uit te brei na die ooste toe en die Oekraïne te sluit. En dis waar Rusland ons gesê het, hier trek ons 'n steek. Ja. En dis waaroor dit gaan. Hulle wil nie toegee dat die Oekraïne binne Rusland se invloedssfeer bly. Dis dieselfde soos Cuba aan die ander kant in Amerika. Amerika sou nooit toegelaat het dat die Sowjetunie Cuba inpalm. Dis in Amerika se invloedssfeer. Net so is die Oekraïne nie net Rusland se invloedssfeer nie, dis waar Rusland ontstaan het. Die Roes het in Kiev ontstaan. So daar's 'n eeulange geskiedenis tussen Oekraïne en Rusland. En Rusland het net besluit, ons gaan nie toelaat dat NAVO die Oekraïne vat nie, want dan is hulle reg hier in ons hartland, is hulle dan in en by myns insiens is dit verstaanbaar. Nou kom ons bring dit nou terug na Trump en ons hier in Suid-Afrika. Wel, soos ek sê, ek weet nou nie wat se rol Elon Musk gespeel het nie, maar dis my wonderlik dat 'n ou wat hier groot geword het, wat hier skool gegaan het. Dis nog 'n positiewe verandering. Jy weet, daar was nog nooit voorheen 'n Suid-Afrikaner wat in Amerika so 'n invloed bereik het. Jy weet, so prominent gepraat het. Jy weet, sy dinge op die tafel gesit het. Wat staan ander meisie? Trump? Ag nee, sy is maar net. Nee, dis eintlik 'n Sy het ook invloed gehad, Nee, maar sy haar is- invloed was nie. Sy is 'n verleentheid. Nee, Ja. daai ou stel die punte nie. Nee. Ja. Elon Musk is regtig, hy's 'n eister. En dit het begin by sy, ek weet nie of jy weet hoe hy was hier op skool. Toe sy ouers blykbaar geskei. Ek praat nou met korreksie, maar ek dink sy ouers het geskei en toe gaan sy maar Amerika toe. Toe sy nog op skool. Toe sê sy vir hom, maar jy kan saamkom. En ek bedoel 99% van jong ouetjies wat hoor ek kan Amerika toe gaan. Ja, ek gaan saam. Hy het net gesê nee. Hy wil sy skool hier klaarmaak. Dit wys vir my daar's 'n loyaliteit by hom. En dit kan nie deurvat tot waar hy vandag staan. Hy het nog altyd dinge in Suid-Afrika by die naam genoem. Jy weet, hy het byvoorbeeld ook in Engeland. Jy weet, daar was op 'n stadium iets wat daar gebeur het wat verkeerd was en hy het gesê en hulle is natuurlik kwaad vir hom. Kyk, die linkses is vreeslik kwaad. Ja. Want hy sê wat gesê moet word. En ek dink hy het ook 'n invloed gehad. Ek dink hy het vir Trump gesê, weet, kyk, hierdie dinge dis wat in Suid-Afrika gebeur en dis nie reg nie. So ek dink hy het ook 'n invloed gehad, maar die feit dat hy daar is, die feit dat 'n mens vandag 'n ou soos Elon Musk in daai posisie het, dat jy vir Trump in daai posisie het, dis iets wat In die geskiedenis het 'n geweldige verskil maak. En dit gee maak, hoop. ja. Weet nie, niemand weet wat vorentoe gaan gebeur. Maar soos ek sê, dis die eerste keer in die geskiedenis dat daar iemand is, 'n groot westerse leier, wat openlik die waarheid aanspreek. die waarheid sê wat met ons gebeur het. Ja, Want die dinge wat met ons gebeur het, sê dat 94 is 'n skande. Dit is eintlik voor 94 al. Ja, maar 94 het ons die mag uit ons hande uitgegee. 94 het ons Ek alles verstaan, neergegooi en alles het ons vir mense gegee wat ons openlik vyandig gesind was. Ja. En alles wat daarna gebeur het, is die gevolg daarvan. En dit is nie reg nie. Hulle kan dit nie. Soos die uitsprake wat Malema gemaak het.
dat hy daarmee weggekom het vir so lank. Dat 'n hof vir hom sê nee, hy kan dit maar sê, jy weet. Met ander woorde, ek kan hom maar sê hulle moet jou doodmaak, jy weet, en mense opskreep teen jou. Dis aanvaar, jy weet. Soos ek sê, Trump is die eerste ou wat dit basies gesê het, dis nie, kyk daar. Willem, as jy kyk na Suid-Afrika nou, met al hierdie goed wêreldgebeure, Trump, vlugtelinge Amerika toe, die G20 wat geboikot word, ensovoorts, ensovoorts. Wat is jou aanvoeling? Wat is jou gevoel wat gebeur hier in Suid-Afrika? Kyk, in 'n sekere opsig, kyk, ons is nou oud, en ons weet nie, ons het nie meer lank om te gaan nie. En die jong mense moet nou basies die ding verder vat, as hulle dit wil verder vat. Maar kom ons noem dit nou maar die regime of wat jy dit ook al, mense wat in beheer is in die land. Hulle kry nou vir die eerste kry hulle nou die wat van voor. Is daar iemand wat vir hulle sê dit en dit en dit en dit. En ek wat baie betref is dit karma. Jy weet, hulle het so lank uit hulle aangegaan en te kere gegaan en dinge gedoen wat nie reg was nie. En nou vir die eerste keer is daar iemand wat sê hy dit en dit en dit, jy weet, en hulle hou nie daarvan nie. Maar dit is hulle verdien dit. Ek bedoel, hier nou met rondom die G20, wat Trump sê is waar, jy weet. En ag, hier so baie dinge, ek bedoel, vat nou maar net nog 'n voorbeeld, jy weet, die hele BEE, weet, daardie kyk solidariteit en flip buys, hulle is ook maar dele is, maar daai banier wat hulle opgesit het, dit som dit baie goed op, jy weet, wat nou verwyder is. Welcome to South Africa, the country with over 100 racist laws, jy weet. Op die hoogte van apartheid het ons nie oor 100 wette gehad. En vat maar net 'n simpel voorbeeld. As die stadsraad, ek weet nou toevallig van een spesifieke geval, maar dis oral in Nederland so. Die stadsraad het 'n motor wat hy wil laat regmaak. Net 'n sekere kleur mag die kontrak kry. Okay? Dan kry hy in die spesifieke geval wat ek nou van weet, dan kry hy R40.000. Dan gaan hy na die wit firma toe, na die wit ou wat die kennis het en wat sy firma opgebou het en wat die werk kan doen. En dan kwoteer die ou vir hom R11.000, want dis wat die job werd is. Ja. So, ek bedoel, waar in die wêreld het jy so 'n toestand, waar die werk wat gedoen moet word vir 'n stad, onthou die stad is die inwoners saam, nee, en dan betaal belasting. Betaal jy 4 keer soveel, net omdat die ou 'n sekere velkleur het. Ja. Vat ons ou Suid-Afrika wat loop dit so sleg maak. As 'n stadsraad toe 'n motor laat regmaak het hy enige beperkings gehad? Was daar enige wet wat vir hom sê jy moet dit net vir 'n blanke firma gee of net vir 'n geel firma of net vir 'n groen firma of wat ook al? Daar was nie so iets nie. Daar was nie so iets nie, maar tog was daar, en ons weet daarvan, die bewyse is mos nou al lankal op die tafel, dat daai stadsraad waarskynlik almal van hulle lede van die Broederbond was en daai motor het gegaan na 'n kontrakteur toe wat 'n Broederbonder is. Ek het interessant genoeg Sondag by die vliegveld praat ek met 'n ou wat vir my sê hy het 'n winkel gehad, Spearshop, hier in Parys, lank terug. En ons gesels so, ek sê vir hom, maar dan jy sekerlik 'n Broederbonder, ja sê hy. Ja, maar daar's een woese verskil. Dit woese verskil. Ja. Hulle daai skuld, dit is heel moontlik en heel moontlik waar. Ja. Maar daai Broederbonder het nie 4 keer die prys gekry en 3/4 daarvan in sy sak gesteek. Nou dit wil ek toch nie oor debatteer. Nee, maar dit is so, ek bedoel dis feite. En die hele ekonomie lei daaraan. Ja. Weet, in die ou Suid-Afrika natuurlik was daar die Broederbond, maar elke land het sy Broederbond. Ja. Ek wil nie eens al die organisasies noem wat jy kry in die wêreld. Ja, maar nou sit ons nou in hierdie regime of hierdie regering is ook maar sy Broederbond. Presies. Hulle kyk net na mekaar, hulle sorg vir mekaar en na die hel met die res. Maar hierdie keer is dit in wette veranker. Met ander woorde, dis openlik rassisties. Ja. Openlik. En daarbey is die hele ekonomie word benadeel omdat
daar soveel korrupsie is. Dus die korrupsie is ingebou. Want hy weet, net hy kan die kontrak kry. Ja. Nee? En dan gaan hy weet die ou wat die werk kan doen, kan hy die kontrak kry. Ja. So dan maak hy soos wat hulle maak, gereeld. Met ander woorde, hy kry bedrag X en hy betaal die ou wat die werk doen X minus Y. Ja. Nee? In hierdie geval kan ons nou sê die ou wat die masjien reggemaak het, die motor reggemaak het, die wit laaitjie, het R11.000 gekry. Ja. Hy het vir die munisipaliteit R40.000 ge-invoice en hy steek R29.000 in sy sak, net omdat hy swart is. Ja. Ja. Maar goed, Nee, dis- Willem, dit is korrup en dit is verkeerd, maar ons moet vir mekaar sê, die ouetjie wat die R11.000 gekry het, hy is tevrede. Ja, hy is tevrede, maar Ja. nou moet jy kyk, nee maar wag, nou moet jy hierdie vermenigvuldig. Dis maar net een geval, wat ek toevallig van weet. Ja. Dit gebeur in elke dorp, Ja. elke stad, elke kontrak om die paaie te onderhou en gas te sny of wat ook al te doen, Alles. met al hierdie goed. Alles wat oop en toe maak. Met ander woorde, Ja. die kostes vir die mense, swart en wit, is 4 keer soveel. Ja. Dis hoekom in enige land jou ekonomie, jou finansies op die lange duur het dit so 'n effek. Hoekom is die rand so swak? Dis een van die redes. Ja. Weet ons rand was op 'n stadium sterk as die Duitse mark. Waar is hy nou? Omtrent meer as R20 vir 'n euro, né? En die euro is glad nie so sterk deesdae nie, jy weet. Ja. Maar en dis die gevolg. Met ander woorde, dit is die dinge wat nou hier plaasvind is tot nadeel van almal. Maar klomp mense is te dom om dit te sien. Jy weet hulle of leef daar weer saam. of dit word toegesmeer, Ja. of dit word soos met hierdie lied van Mandela van Malema, is aanvaar dit net so. Aanvaar dit. Dis maar reg. Hy kan hom maar sing om my dood te maak, dis maar heeltemal reg. Laat hom sing. En dat 'n buitelander, 'n Amerikaner, dit vir hierdie regering moet speel in die Withuis. Totdat dit nou prominensie kry. Dit is eintlik is dit veelzeggend. En dis hoekom ek dink Trump is 'n baie groot plus in baie opsigte en ek dink nie hy kry genoeg krediet vir wat hy doen. Hy's natuurlik, maar hoekom hulle nie baie mense nie verhou nie. Hy bly nie stil nie. Ja. Dit was al daai tyd. 8 jaar terug en 10 jaar terug was dit duidelik. Weet, as hulle hom beledig hy terug. Maar die probleem is, hulle het ons beledig, ons soort mense beledig al die pad en niemand het die saamtrek gedoen nie. Ons moet gesê ja. Ons was met wetgewing ingeperk om nie terug te beledig. Willem, goed, dit gesê, en ons kan vir baie lank daaroor gesels, maar weer 'n keer, wat is jou gevoel oor wat gaan in Suid-Afrika gebeur? Wat lê vir ons in die toekoms voor? Jy weet, daar's so uiteenlopende beskouing van toekoms vir die blanke Afrikaner in Suid-Afrika. Ons weet dat Trump in solidariteit en Afriforum is hand om die blaas. Is dit die toekoms van die Afrikaner, die solidariteit Afriforum pad? Ek weet nie. Kyk, ek wil glad nie. Die ding is organisasies Ja, in ons volk, nee. ja, Het die reputasie dat hulle vroeër of later word hulle almal ondermyn en gaan hulle almal stekel ons almal in die rug. So ek weet nie of ek enige organisasie kan vertrou nie, maar die ontwikkeling, jy vra wat dink ek gaan gebeur. Ek kan nie weet nie, ons weet nie. ja, Maar al wat ek sê is daar's nou dinge wat nou gebeur het wat die speelveld 'n bietjie verander. Hy so 'n bietjie verander. Weet die mense wat ons al die jare sleg gesê het en gediskrimineer het en so aan, hulle kry net so 'n bietjie wat van hulle eie medisyne terug. Ja. En dis positief, want hulle verdien dit. Ja. Jy weet, hulle het regtig waar letterlik met moord weggekom en met plaasmoorde en alles hier. So ja, dit is dis 'n positiewe teken. Maar dis soos jy sê, dit ander lande ervaar dit ook. Vat Duitsland byvoorbeeld, weet. In Duitsland is kom ons noem dit maar die linkses, weet, is nou vir lang tyd al aan belinks. Hulle het nou so ver gegaan dat omtrent al die partye, behalwe een, is nou, ja, wat sou mense noem, woke, weet. O ja, Hulle jy weet wat dit beteken. En vir die eerste keer, jy weet, Vance,
die vice-president. Nou die dag op 'n konferensie in Munich. Die eerste keer wat hy vir hierdie ouens sê, luister mense, julle is besig om van demokrasie af weg te beweeg. En ek sien dit. Jy weet, vryheid van spraak in Duitsland is non-existent. As jy daar jou mond opmaak en die regering kritiseer, dan is daar 'n goeie kans die volgende oggend storm die polisie. Wat nou in Australië gebeur het. Ja, maar in Duitsland, jy weet, dit is so, die mense is so bang, hulle is regtig, hulle het 'n bietjie van 'n verskoning, die Tweede Wêreldoorlog was verskriklik en die gevolge daarvan is nou nog daar, jy weet, hulle is, want die oomblik wat jy enigiets sê, om nou Duitsland spesifiek te noem, die oomblik wat jy enigiets sê teen die huidige establishment, dan plak hulle 'n nazi label op jou gesig, en dan is dit verby met jou. Dan is dit absoluut verby met jou. Almal is so bang daarvoor dat baie min, daar is nou 'n oppositie wat stadig aan begin veld wen, maar dit is baie stadig, want die mense is verskriklik bang en hulle wil nie hulle nek uitsteek nie, want hulle weet, die oomblik wat hy sy nek uitsteek, dan is hy 'n nazi. Dan is dit verby met jou. Ja. Engeland is anderste. Engeland het ook 'n woke regering op die oomblik, maar die weerstand in Engeland is nogal sterk. Kyk, die Engelse is die moeilik. Hulle nou die dag was daar 'n mars in Londen, daar was die media het probeer sê ja, dit is net 100,000, maar ek dink dit is baie meer as 100,000. Hy praat self van 1 miljoen wat daar by mekaar gekom het. Want die onregverdigheid is so blaatant. Hulle baie op dieselfde prinsip, die oomblik wat jy iets sê wat hulle nie van hou nie, dan word jy aangekla en as nou die dag 'n vrou tronk toe gestuur net vir 'n kommentaar wat sy op internet gemaak het. So, maar in Engeland, want Engeland het nie die geskiedenis van Duitsland nie. Man kan 'n Engelsman beskuldig hy's 'n nazi. So hulle praat en hulle steek hulle nek uit. So ons sal maar sien die ding werk. Op die oomblik Wes-Europa is in totaliteit linkse regerings behalwe Italië en Hongarye. Maar hulle is nou die minder belangrik as die groot noord. So ons sal maar sien, maar dat dinge verander het, dit is 'n feit. En as gevolg daarvan is die toekoms totaal onvoorspelbaar. Kyk hoe dit. As jy moet vergelyk nou, dis nou 2025, jy's 8 jaar terug, is jy weg. Hoe dit verander in Suid-Afrika? Maar die misdaad aanbetref, die gevaar, die indruk wat ek het is erger. In daai tyd het ek baie, jy weet self, ek het baie keer in die aande gery, want dit is rustig en stil. En ek het nooit in die aande probleme gehad. Nou, toe ek by die ou in Pretoria kom en sê, nee, jy kan nie in die nag meer ry nie. Daar's nou spykers op die pad en ambushes op die pad. Dis nou net een ding wat regtig skielik baie erger geword het. En ander dinge ook. Dan aan die ander kant weer, daar's verskriklik baie nuwe wat sou dit noem, jy weet, die groot geboue. Dit kan fabrieke wees, dit kan wat ook al wees. Vreeslik baie nuwe goed wat hulle gebou het langs die paaie, wat jy sien wat 8 jaar terug nie daar was nie. Jy weet. So erns is daar nog lewe in die ekonomie. Jy weet, wat dit is presies, hoe dit werk, weet ek nie, ek is te dom daarvoor. Ekonomie is nie dood nie. En dan hoor ek die myne werk voluit, jy weet, as jy die N4 ry daar, dan Nelspruit toe en verby, jy weet, is een trok na die ander. Dit is 'n geweldige verkeer op daai pad. En dan natuurlik die spoorweë. Dan Pretoria ry ek oor die spoorweg, daar lê die kabels, jy weet, al die kabels gesteek. En net so terloops, jy sal nou lag. Nou Merkel mos in Duitsland in 2015 het sy mos al die deure oopgemaak. Almal kan nou inkom. Jy weet, solank jou kleur reg is en jy sê jy kom van Syrië af of wat ook al, en jy sê jy is nou kastig vervolg en jy is nou 'n vlugteling, dan kan jy aankom. Ja. Jy moet al jou papiere, hulle gooi die papiere weg en dan stap hulle oor die grens. En dan bly jy daar. Dan doen jy aansoek vir asiel. As jy asiel aanvaar word of verwerp word, maak nie saak, jy kan bly. Prakties doen hulle niks daaroor. So is daar miljoene wat nou reeds ingekom het. En daar's natuurlik 'n hoë persentasie van misdadigers
mesaanvalle wat jy vroeër nooit in Duitsland geken het. Dit is nou dagliks. Baie van hulle dodelik. En nie net mans nie, vrouens, kinders, wat onder mesaanvalle deurloop. En dit is deurgangs, is dit hierdie lot wat nou ingekom. En ATM's, ek dink nie daar was voor ooit 'n ATM wat opgeblaas is nie. Nou skielik het hulle begin ATM's opblaas in die groot stede. En nou die dag sit ek op die trein, en die treine daar, jy weet, die Duitsers, as die trein 'n minuut laat is, dan hou dan. Ek lag maar net. Maar ek hou altyd van trein. Ek het daai tyd in die ou Suid-Afrika van treinry gehou, en ek hou nou nog daarvan. En daar kan jy nog trein ry. Maar ek sit daar in die trein, skielik in die middel van ergens, hier stop die trein. Niemand weet hoe kom nie. Agterna vind ek uit, hulle begin kabels steel. Jy weet so, hulle bring nou hulle probleme in, maar Ja, hulle wil was, jy weet. En ons moet nooit vergeet nie, in die 94 toe ons alles verloor het hulle verstaan hande klap Klaar. daar by die almal van die Duitsers, die Engels, die Frans, die Amerikaners. hoor jy, ek wil nou regtig nie die appelkar omgooi nie, maar sien jy refleksie hierso van Siener van Rensburg? Nee, daar's een ding wat ek met Siener glad nie saamstem. Siener sê op 'n stadium blykbaar dat die Duitsers gaan ons kom help en daai dinge. Dit kan jy maar vergeet. Dit kan jy maar vergeet. Die Duitsers het nie eens 'n weermag meer nie. Ja, dit is so 'n klein elite-eenheid verder, hulle het ons weer diensplig afgeskaf. Nou skielik wil hulle weermag skep. Nou skielik. En nou het hulle 'n helse klomp geld nou beskikbaar gestel. Jy kan nie 'n weermag met geld koop nie. Jy het soldate nodig. Ja. Jy het manne wat bereid is om te dien en op die grens soos ons gehad het. Die ou dae. Ja. Hulle het dit nie. Ek kyk mos daar. Daar's nie jong mense wat enigstens aanvaarbaar sou wees om wat enigstens Ek gaan op oorlog dieselfde kaliber as wat ons gehad het. Hoor jy, reflekteer vir my oomblik nou soveel jare daarna op die voormalige Suid-Afrikaanse weermag en net met ek wil nie na Oekraïne toe en Rusland in die oorlog daarna toe gaan nie, jy weet, maar ons ou weermag was op 'n sekere standaard, Willem. Sakkie, kyk, is nooit goed om jou eie ster te prys nie. Dis nooit. En in die ou dae het ons was trots op ons weermag en ons het ons bes gedoen en alles en almal het saamgestem ons weermag is goed en so aan. Maar hoe langer ou nou kyk na die ander, die Amerikaners in Irak en Afghanistan, die Engelse in Irak en Afghanistan, wat hulle gedoen het, wat hulle reg gekry het. Ja. Hoe langer 'n mens daarna gekyk het, hoe meer het jy besef, weet jy, ons was eintlik nie goed nie, ons was bloody goed. Met die manier hoe ons die oorlog gekry het. My seun byvoorbeeld, my jongste seun is Engeland toe en hy daar by die weermag aangesluit. Toe hy nou Afghanistan toe is, daai tyd was die oorlog nog aan die gang. Sy pa natuurlik begin kyk, wat gaan daar aan? Ja. En elke ou wat sneuwel in Engeland, wat in Senoma in Afghanistan sneuwel, dan moet daar 'n geregtelike ondersoek in Engeland wees. En dan kom die ding op die lappe. Dan kom gewoonlik kan jy dan lees wat daar gebeur. En ek begin toe kyk, toe besef ek, dit was hier 2010, daai jare. Toe besef ek, hulle is 30 jaar agter ons wat mynoorlogvoering aanbetref. Hulle het nog met platboom voertuie op rooi paaie rondgery. En die boggerops wat hulle aangejaag het, veral met mynoorlogvoering, terwyl ons 30 jaar terug al prosedures gehad het, waar almal moet vasgestrek wees, jy kan net met 'n mynbestande voertuig op rooi paaie ry, al daai goed, en dan die V-hal wat ons WNR ontwikkel het. Hulle het seker geweet daarvan, maar ek dink hulle het hulle gat aan afgevee. Toe skielik kom hulle in Afghanistan en toe begin dinge hulle na. Toe verloor hulle mense in onnodig, heeltemal onnodig. Toe hulle begin wakker word en toe hulle blykbaar van die voertuie wat ons al daai tyd ontwerp het en so, dat hulle begin kopie of gekoop, ek weet nie maar. Toe hulle skielik begin voertuie bou wat meer mynbestand is en so. So, soos ek sê, hoe langer 'n ou kyk na ander weermagte, en dan natuurlik die dinge wat daar gebeur het, wat nie reg was nie,
ons het ook partykeer dinge verkeerd. Daar het ook ouens oor die tou getrap in ons weermag. Maar dit was nooit op daai skaal. Dit was nee, ek dink ons kan trots wees op ons weermag wat hy gedoen het, wat hy reg gekry het. As jy dink aan hoe ons het nog sanksies gehad teen ons, die wêreld het heeltyd teen ons geskree en skel. Dit was daarom enorm dat hierdie klein land Suid-Afrika, die hele wêreld was teen ons gewees. En wat ons reg gekry het, ten spyte van alles. Ongelooflik, ja. So dit is, ek dink dit beantwoord jou vraag. Ja. Ons het rede om baie trots te wees, ja. Ons sluit almal in. Ook klerke, almal wat hulle deel gedoen Ja. Iedereen, maar daai weermag is besig om nou vinnig uit te sterf, né? Moenie dat ek oor Goma praat nie. Ja. Dit is, maar dit moes gekom het, jy weet. Mense het my al voorheen vertel van dit en dat, maar hulle het altyd toegesmeer. Daar was 'n klomp boggerops. Ja. Klomp. In die Kongo, in Bangui, en Sudan, maar hulle het altyd toegesmeer. Hierdie Goma kon hulle toesmeer. Dit was te blatant. Hulle het so 'n pak slaag gekry, dit was. En dit was die gevolg van 'n klomp dinge, maar veral die gebrek aan dissipline. Absoluut. En dit kon 'n mens uit die sosiale media greepies kon jy daai gebrek aan dissipline sien. En dan sal die ou nog verhoor, onthou jy, daai selfe dokter nog majoor verhoor voor die tyd. Ja. So, ja, en nou is al die drome van Afrika vredesmag, dit is nou voorlopig van die baan. Ja, vir watter doeleindes dit ook al sou aangewend word. Ja. Ek sien daarom die rooi valk het nou weer laasweek aandag gekry, trotse aandag. Hy vlieg rond en dan is daar die argument dat daar genoeg spares en alles is om hom lewenskragtig te hou vir die afsienbare toekoms. So ja, 'n mens moet na sekere goed daai verband met jy ook net kyk en erkenning gee. Daar is daar nog 'n paar ouens wat hulle bes probeer. Ja, ek weet nie, Ja, kom ons ek het maar my twyfel, ek dink kom ons vergelyk met ons weer. Daar was 'n doel. Reg of verkeerd, ons was bereid om die land te verdedig en ons het hom verdedig. Ons land en sy mense. Teen 'n direkte bedreiging. Ons het nie nou, of die land, dis nie nou ons sin, maar Suid-Afrika het nie meer 'n bedreiging. Nie 'n buitelandse bedreiging. Ja. Bedreiging is van binnekant. Dit baie dinge wat ons bedreig. Maar as geen buitelandse, so eintlik is daar geen doel meer vir 'n weermag. As jy nou reg het wil wees. En maar okay, enige land het seker 'n weermag. Alhoewel as een land wat glad nie 'n weermag het, jy weet dit nie. nee. Costa Rica. 'n klein staatjie in Middel-Amerika, Sentraal-Amerika. Het nog nooit 'n weermag gehad nie, het nou nog nie 'n weermag. Staan nie belang nie. Ek dink hulle inwoners is net 'n paar miljoen. Maar is 'n wonderlike land. Ja. En die meerderheid is blankes, is Spanjaarde wat daar begin boer het op klein skaal en ja, hulle is hulle eie staat en hulle het net 'n polisie mag. En hulle het ook geen, ek bedoel, niemand het ooit in die, hulle is nou al honderde jare wat hulle staan. Niemand het nog ooit met hulle gekarring. Dis maar rustig. Interessant. En ons is nou, ek bedoel, wie bedreig ons toe, weet? Ja, ons het nie 'n Geen bedreiging. bedreiging. Ja. Ek dink die bedreiging is inderdaad maar binnelands en dan natuurlik ekonomiese bedreiging. Ek het gesien in die nuus gister die president van Namibië het al die mynbou nou behoort nou aan die staat. Die minister is met ingang onmiddellik gefire en daar kom blyklik 'n groot ekonomiese hervorming in Namibië. Ja, daar's 'n vrou wat nou oorgeneem het. Ja. En ja, ons sal maar moet sien. Daar's baie mense wat sê sy het al reeds 'n paar goed reg gekry. Blykbaar het sy die getal ministers verminder van so ja, dit maar Suidwes in elk geval nou Namibië is van die drie lande, die drie belangrike lande, Rhodesië wat nou Zimbabwe is, Suid-Afrika en Suidwes wat nou Namibië is die laasgenoemde die beste aankoop. Ja. In alle opsigte. Jy hoef nie jou skouer te kyk nie. Jy kan 'n windhoek rondloop, jy hoef nie heeltyd te kyk waar is die volgende winde wat jy dalk kan bedreig en so aan. En of beroof of wat ook al. Jy kry net nie daai gevoel van bedreiging.
En die mense is vriendelik, in die algemeen, almal, alle velkleure. Hulle het die groot ding is, hulle het nie hang-ups nie. Hulle het nie hang-ups nie, hulle praat Afrikaans, jy weet, almal, die wat kan, en daar's baie wat kan, jy weet. En hulle gesels met jou, en, een van die redes is seker is 'n bevolkte land, relatief gesproke. Maar dis net eenvoudig, baie meer ontspanne en baie meer relaxed. Daar is agteruitgang, maar ek glo nie, die groot verskil is die atmosfeer. En natuurlik die Christelike atmosfeer speel ook 'n baie groot rol. Ja. Dit is 'n land wat om een of ander rede die sendelinge se invloed, dink ek, het gemaak dat die van die tyd af 200 jaar teruggekom is. En ek dink dit speel ook 'n groot rol. Ja, ek dink die oorlog het sy negatiewe invloed gehad, maar dit is ook nou deel van die geskiedenis. Nee, die oorlog is oor. Ja. Die oorlog is in alle opsigte oor. Daar is ook nie hang-ups oor die oorlog. Ja. Ons sal maar moet sien, maar dis interessant. Zimbabwe, Rhodesia is vir my die verkeerde pad. Ek het nou ook na hulle staatshoof geluister wat hy sê dis maklik om ontslae te raak van blanke boere. Jy gaan doen net besigheid vir hulle plaas, ek dan vlug hulle. Ek het nie baie waardering gehad daarvoor nie, jy weet. Ek weet nie by watter geleentheid dit was nie, dit was maar 'n kort uittreksel wat ook nou in die onlangse verlede deur hom gemaak was. So ja, Suid-Afrika en Rhodesia, Zimbabwe gaan nog, ons het nog 'n pad om te loop met wat in die land gebeur of in die lande. Toen ons gaan binnekort in die Namibië Suidwes se standaard van lewensgehalte wees nie meer. Nee. Ek neem my hoed af vir al die blankes wat nog aangaan. Jy weet wat, is baie wat pad gegee. Ek baie het gesê ek is nog hartvol. Met rede. Jy kan niemand kwalijk neem wat gaan. As mense wat al 3 keer of 5 keer al beroof is en hulle huis aangehou het en dat familielede vermoor is en as mense besluit om te gaan, jy kan niemand kwalijk neem. Maar ek daal my hoed af vir die mense wat nog aangaan. En spite van alles. Jy weet, om 'n voorbeeld te gee, het ons 'n Zimbabwe genoem. Dan kom ek nou die dag van die jaar, die eerste keer weer na 40 jaar. Kom ek nou daar. Ek was ons daar in die weermag. Kom goeie vriende gemaak en mense leer ken. Pragtig, daar is nog van hulle daar. En hulle gaan net aan, soos daai goeie vriend van my, jy weet, wat saam met my op die recruitskool was en toe in dieselfde een al die jare. Het hy nou getrou en hy het 'n plaasbestuurder geword en hy het 'n plaas gekoop. Toe begin Mugabe met sy plaas weg. Hulle het sy vrou se ouers vermoor. Sy broer is vermoor. Hy het sy plaas verloor, hy het basies met niks daar uitgestap. En hy het net gebly en net aangegaan. Vandag is hy die projekleier van groot bouprojekte daar in Harare. Ongelooflik, daar is nog 70.000, blijkbaar, is daar nog 70.000 blankes oor. Daar was op 'n stadium 300.000. En dan gaan dit aan. Ten spyte van alles, ten spyte van die agteruitgang, ten spyte van Mugabe. En ek moet sê, die atmosfeer daar is ook meer ontspanne as hier. Jy kry nie daar die indruk dat jy moet heeltyd kyk waar is jy en wie is om jou en so aan. Dit is een ding, want almal het swaar gekry. Mugabe het almal het gesuffer daar. Ja. Wit en swart. Maar die blankes het gewoonlik die vermoë om te gaan. Om te sê ek het dit genoeg gehad en tog is daar van hulle wat gebly het. Aangebly het en in Suid-Afrika dieselfde, jy weet. En plaasboere, jy weet. Hulle gaan dit aan. Ten spyte van al die moeilikheid en die swaar kry. Hoor hierso, Willem nou, ek wil dit ook weet, want ek weet daar's ouens wat belangstel. Hoe ver is jy met jou boek? Nee, ek moet nou klaar maak. Jy hoef dit nie in te vryf nie. Daar's baie ouens wat op my spoor is. Maar ek wil ook nie 'n minderwaardige produk sit nie. Kyk, miskien gaan we in elk geval verband weet. Daar's verbangbare stukke daar. Ek het vir myself gesê ek gaan
sê wat ek wil sê en ek Ja. dinge by hulle naam noem. Daar's 'n paar dinge wat altyd toegesmeer word en wat almal van wegskram en dis tyd dat dit nou sê, jy weet, want ons het dit beleef, jy weet. Ek was nou toevallig in die kritieke tyd in Rhodesia daar, toe in die kritieke tyd in Suidwes en toe in Suid-Afrika, toe dinge nou skeef geloop het. En dan het jy sekere insigte, jy weet, wat jy gekry het. Ja. En ek dink dis tyd, weet, soos ek aan die begin gesê het, ons is nou oud en ons het nie meer lank om te gaan nie, maar ek glo dis belangrik dat die wat na ons kom, moet weet van die lesse wat ons geleer het. Ons het 'n klomp hier lesse geleer het, paar dinge wat ons nie besef het nie, en wat gelei het daartoe dat dinge wat ons wou gedoen het, net eenvoudig nie 'n kans gehad het. En veral onder ons eie mense, weet, die moet jy vertrou en so aan die verraad het maar diep gesit, baie diep as wat gesit. Ons het maar, weet jy, kom met die army uit, jy kyk op, jy soek die generaal wat jy moet lei. Vertrou, ons leiers vertrou jy. Maar jy kan nie anders nie, Willem. Hoe kan jy in 'n weermag wees waar ons was en jy kan nie jy vertrou nie jou leiers nie. Ons het nie meer 'n weermag gesien dan hulle was besig om ons weermag. Ja, Ons het nou niks. ons het nie die foute gesien nie. Maar wat sou ons in elk geval gedoen het? 'n Mens moet terugkyk daarna en sê dit en dit, en ek glo ons gaan baie van die probleme uit jou mond uit kry die dag as jou boek klaar is. Maar as jy vat terug prakties daar waar ons fisies in die oorlog was en Botha kom op die grens aan, dan syt almal saam, jy weet. Niemand het gedink daaraan om protes aan te teken. Ja, maar ons moes dit raak gesien het. Ons moes gesien het hy is in ons. Ons moes dit moes ons wakker gemaak. Ons moes besef het dat ons leiers, sogenaamde leiers, is verrot. Ons leierskap was verrot. Ek sê die enigste uitsondering in my oë was P.W. Botha, was die laaste opreg. Hy het ook foute gehad, het foute gemaak, ja. Maar ek dink hy was die laaste leier wat ons gehad het wat arm opreg was. Integriteit gehad. Ja, en hy het blykbaar daai tyd in die Rome geloop op hy die Komati verdrag. Dus ek byvoorbeeld baie kwaad vir hom gewees want hy toe basies vir Mosambiek gesê ons sal ophou om name te ondersteun om aan see te steun. Ja, dat mos nie manier wat hulle dit sou doen nie. Maar blykbaar het hy toe by geleentheid omgedraai en vrou gesê, luister, ek sal agteroorbuig vrede te maak met ons buur. Maar ek sal nie my volk verraai. Dis kom maar uitgeskop. Ja. Hy daai lyn getrek. Dis kom maar van ontslaag geraak. En die klerk was natuurlik meer as bereid. Ja. So ja, en hoekom dit gebeur het en die rol wat mense gespeel het daarin. Daar's baie lesse te leer. As ons ooit dan wil werk om dinge reg te kry. Dis nie my en jou probleem nie, dit is waarskynlik die nageslag. Ja, dis natuurlik die nageslag. Nee, ons is verby. Maar ons kan dit wat gebeur het waarheidsgetrou weergee, dat hulle kan sien wat verkeerd geloop het. Hoekom het verkeerd geloop? Ja. Want ek dink nie, daar was ooit nie geskiedenis 'n vry volk wat vry was, onafhanklik erken, internasionaal erken, met atoombom en nogal met alles wat op dit toemaak, wat alles net so weggegooi het. Dis steeds ongelooflik. Voor die wolk gegooi het. En daarna nou klaar. Ja. Nou dieselfde ouens wat daai tyd hande geklap het in 94. Nou skielik sien ek wat sê hulle. Maar dis daai deel van die geskiedenis, Willem, wat vir my verskriklik ontstel. Kyk, ek was self, en ek praat van my, voor 94 was ek mos nou deel van die regse komplot wat die waarskuwings uitgesit het. Ja, sogenaamde regse komplot wat die waarskuwingsvingers gewys het. En die ouens wat, ek wil sê vir my verguis het, hulle is die ouens wat vandag nog steeds daar sit en nou klaar oor wat in die land aangaan. Ja. Ek wil nie oor daai onderwerp eers praat nie.
Jy weet, ek kan dit nie verstaan. Nee, Ek hulle kan moet dit nie, nou geniet. Hulle moet dit nou geniet. ja, hulle is op hulle eie hierdie keer. Is dit, Die ongeluk is almal lei daaraan. ja, ons almal. Veral jou ou middelklas en jou armer mense. Hulle is regtig missteek. Kyk, as jy ryk is, ek sien daar in Johannesburg, dis, jy weet, jy bou nie meer normale huise nie, jy bou net paleise nie. Ja, Dit gaan met hulle goed. As 'n klas mense met wie dit baie goed gaan. Ja. Maar jou gewone mense, dink ek, is nie. Ek dink is die ergste wat dit in die geskiedenis was na die Boereoorlog. Hoe dit gaan met ons minder bevoorregte volksgenote. Dit het nog nooit so sleg Ja, met en hulle gegaan. daar's ander dinge nou wat vroeër nooit daar was nie. Vat nou drums byvoorbeeld. Ja. Nou is laat dit, ja, maar in die ou dae was ons geïsoleer. Maar ons was ook geïsoleer van drums, byvoorbeeld. Dis maar net 'n klein voorbeeld. Nou is dit so algemeen beskikbaar. So baie van die jong mense is daar's omtrent nie meer hoop vir hulle nie. Jy weet, hulle is so op drugs en drums en dis 'n moeilike probleem. Ongelooflik groot. Wat ons daai tyd, toe ek op skool was, ons het nie geweet van die so, nee, daar's baie dinge wat ons ook nog gesels, maar ons weet nie wat van. Kom ons sê vir mekaar 'n koppie tee sal nou gaaf afgaan. Ja, ek sit nou al hier so lank en ek het nog nie eens aanstaltes gesien van jou kant af om tee te maak. Ja. So ek dink dis Okay, daar's hy opdrag om uit te voer. Ons gaan 'n koppie tee maak spesiaal met 'n kondensmelkie by. Baie dankie vir die gesels. Willem, tot wederom sal ons vir mekaar so sê. Ja, ek het nou nie verwag dat jy hierdie ding gaan opstel nie, maar okay, kom ons kyk. Ons kry nie elke dag daai geleentheid nie.